besig is om net ek kan so baie nog byvoeg. Wanneer ek na hierdie ding kyk, vir my gaan dit oor wanneer die tek hierdie teer slaan. Jy weet dat kerk begin nie vandag nie, kerk is eers môreoggend. Wat ek daarmee bedoel is, kerk is begin wanneer ons hier uitstap. Amen. Ons kom net saam om te celebrate. Ons celebrate net saam, maar wanneer ons hier uitstap, is wanneer die tek hierdie teer slaan. Wie weet waarvan ek praat? Wanneer ons op 'n maandagmôre by die werk instap en weet 'n dankbare hart hierdie ouers wat dat die skole begin. Is daar sulke oumas en oupas en ouers hier buitekant? Skole begin, kan ek halleluja kry. En so ons is so dankbaar. Hey. So dis 'n moe ouma daai, ek hoor dit sommer. Loof die Here. Amen. So ons het laasweek en die week voor dit het ons bedien oor net voor die nuwe jaar het ons bedien oor die Sunamitiese vrou wat ruimte en plek gemaak het vir die man van God. En omdat sy belê het en tyd gemaak het en belê het in die dinge van die Here. 'n jaar later was daar 'n seëning in daardie huis gewees. En ek dink dis my hartsbegeerte is dat wanneer ons in die begin van die nuwe jaar staan, Quintus het besluit gemaak om ruimte en plek te maak vir die Here en die dinge van die Here. Kan ek wil plek en ruimte gee en investeer, as ek die woord kan gebruik, in die dinge van die Here. En laasweek Sondag het ons gepraat oor invloed en die rol wat die Heilige Gees in ons lewens speel. As ek kyk na die vroeë kerk en hoe die vroeë kerk geopereer het, gaan jy saam met my kyk as ons na die verse gekyk het, dat die disippels in die vroeë kerk het nie 'n besluit geneem sonder dat hulle die Heilige Gees nie geraadpleeg het nie. En dis hoe ons moet gelei wees. Ons moet gelei wees deur die Heilige Gees. En dis weer eens my begeerte is dat daar meer invloed, meer woord, meer dinge van die Here in my lewe sal vloei. Amen. En dan die invloed wat ons na buitekant toe het. En vandag gaan ons 'n bietjie anders in 'n ander rigting wat invloed aan betref. En dit gaan oor hoe ek deur die Heilige Gees ander mense kan beïnvloed en invloed hê op ander mense. En kom ons breek dit nog af. My lewe het 'n invloed op mense of ek dit wil weet of nie. Ek beïnvloed 'n pa, beïnvloed sy kinders soms onwetend. Want jy sien, kinders van vandag en daar waar ek vandaan kom in Potch, ek weet jy nog nie hoe dit in die Kaap lekker werk nie, maar waar ek in die Noordwes vandaan kom, kinders doen nie wat jy vir hulle sê of hulle doen wat jy doen, nie altyd wat jy vir hulle sê om te doen nie. Kinders doen wat jy doen en nie altyd wat jy vir hulle sê om te doen. So ons het invloed, pa's het invloed by jou kinders, ma's het invloed by jou kinders en ons het invloed na buitekant toe en mense hou ons dop. Mense kyk na ons. En my optrede maak saak. Die hartseer feit is dat sommige mense niks met Christus te doen wil hê nie as gevolg van Christene. Oor hoe ek optree, my optrede buitekant. En dis waaroor vandag gaan, my invloed deur my lewe, hoe ek mense beïnvloed, soms wetend en onwetend mense beïnvloed. So, ons gaan vandag kyk na 2 verse, jy kan saam met my blaai, 1 Korintiërs 11 vers 1 gaan ons na kyk en as ook 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21 is 2 skrif wat ons gaan by stil staan. Terwyl jy so toe blaai, kom ons bid en ons vra die seën van die Here op hierdie woord. Vader, dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees as lewende woord. Dankie dat die woord lewe bring. Dankie dat die woord vanmôre in ons harte spreek. Ons bid vanmôre en ons vra Heilige Gees, mag geen mens dieselfde uitstap soos wat hulle ingekom het, die Here. Maar mag iets in ons hart, mag die woord van die Here, nie van wie Quintus nie, maar van wie U is, Here, in ons harte gebreek word, dat ons wanneer ons uitstap buitekant toe, Here, by hierdie deure uitstap vandag, Here, ons het 'n verandering in ons lewens sal hê en 'n impak na buitekant toe sal maak, Here. Dis my gebed vanmôre in die naam van Jesus. Heilige Gees, dis net U wat hierdie woord kan breek soos wat U dit kan doen. Ons vra dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Ek wil dit net duidelik maak van die begin af ook en wanneer ek woord bedien, baie keer verwys ek na die Engelse vertalings toe ook. En die rede daarvoor is, ek is lief vir Afrikaans, don't get me wrong, ek is Afrikaans en ek sal Afrikaans bly. Maar Engels kleur dit soms vir mense in. Ek het dit al beleef so. Dis waarom hoekom ek verwys soms na Engelse vertalings toe, net om 'n bietjie die inkleurwerk te doen in ons lewens. So 1 Korintiërs 11 vers 1 begin ons vandag met die skrif wat Paulus, en as ek hom reg lees in my Bybel,
ek het die groot druk Bybel, staan hy apart geskryf van hoofstuk 11. Ek weet nie hoe is in die ander vertalings ook nie. Maar my Bybel staan hy apart geskryf van die hele hoofstuk 11. So asof Paulus wil vir ons iets lê op hierdie gedeelte. En hy sê daarso, wat skryf Paulus daarso? Hy sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Nou kerk, hierdie is groot. Paulus skryf en hy sê, volg my, stap in my voetspore, soos ek Christus volg. Nou hierdie vers het my al gereeld uitgedaag as pa, as man, in 'n huwelik. Dit het my al uitgedaag en hoe ek opereer buitekant toe. Kan mense, en dis die vraag wat ek myself vra, kan mense my volg, soos ek Christus volg? Kan ek dit afbreek, dan dis kom ek na die Engels toe gaan. Hoor wat skryf die Engels, hy sê, imitate me, just as I also imitate Christ. Naap my, doen wat ek doen, praat soos ek praat, leef soos ek leef. Dis wat hy bedoel, en hy gaan nou verder in die New NIV sê, follow my example, as I follow the example of Christ. Volg my voorbeeld. Nou dit kan ons almal uitgedaag mee word. Die voorbeeld in dit hoe ek opereer buitekant toe, dis maklik. Ek wil net gou hierdie sê. Ek lag, daar's so 'n kerkgesegde, kerkgrapie daar buitekant wat sê. En die pastoor of die dominee het kom klop aan die deur van die huis om huisbesoek te doen. En toe die seentjie die deur oopmaak, toe staan die seentjie en hy vra, is jou pa hierso? En die seentjie sê, ja, dominee, wat se pa soek jy? My kerkpa of my huispa? Maar dit is maklik om by die kerk te wees want ons is almal volgers van Christus. Maar kan ek dit sê, wanneer ons uitstap hier by hierdie deur, moet ons 'n volger wees van Christus, want die wêreld kyk met vergroot glas na ons toe, om te sien hoe ons opereer. In die werksplek, by die familie, kom aan, wie weet die familie hou jou dop? Jy is soos 'n kind van die Here, as ek reg as ek dit sê. So nou moet ek Christus volg. En hy skryf in die Nuwe Lewende Vertaling skryf, volg julle dan my voorbeeld, soos ek Christus sin volg. En my heel favouriteste is hierdie Amplified wat sê, pattern yourself after me. Follow my example as I imitate and follow Christ the Messiah. Hy sê, volg my, doen wat ek doen. En is dit in ons elkeen se lewens so nie, dat ons is disippels van die koninkryk. Is ek reg? Ons is disippels van Jesus Christus. Ons moet buitekant toe gaan en mense moet Christus, daar het iemand nog iets, die mooiste woorde gesê vir my. Hy sê, mag jou lewe Christus Jesus spreek. En as dit nodig is, gebruik woorde. Come on. Jou lewe moet Christus wees. Soos wat ek Christus volg, ek kan nie. Anders, wanneer ek in die woord van die Here is, kan ek nie anders as om te verander nie. Kom aan. Ek moet verander, ek moet anders te lyk. Maar hoe ek opereer buitekant by die 4 mure hier uitgestap. Hulle sê daar buitekant, as jy wil weet of hy 'n kind van die Here is, vra die huishulp. Vra die werker. Vra die tuinman, is hy 'n kind van die Here? Want dit is maklik om so, en ek sluit myself in hierdie preek, en ek is self in hierdie ding gechallenge, hoe ek al buitekant toe, ek is 'n ambassadeur, en dis waar die tweede gedeelte vandaan kom, waar hierdie preek gaan, 2 Korintiërs 5, vers 17 tot 21, hoor wat skryf Paulus, Paulus maak dit duidelik vir my, hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Is die nuwe skepsel hier buitekant? Halleluja. Waar jou hand as jy nuut is in die Here? Loof die Here. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. Hierdie is belangrik, maar 'n preek vir 'n ander dag. Hy sê, en ons die bediening van die versoening gegee het. Die bediening van versoening. Wat sê hy verder daar? Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdaad nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Hy gaan verder en ek gee vir ons, hy sê, ons tree dan op, hier is my woord, ons tree dan op as wat? Gesandte van Christus. En dis 'n belangrike punt hier, kerk. Dit help ons in die Bybel en ons lees die Bybel en maar my optrede buitekant maak saak. My woorde maak saak. Hoe ek handel, hoe ek
wandel, maak saak daar buite. Ek is 'n gesant, skryf Paulus, en ek wil dit gou 'n bietjie dieper ons tree dan op as gesande van Christus wil. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Hoor wat sê hy? Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die Engels sê, die New King James, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who are reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Afrikaans ons gelees ons die wat gegee? Die bediening van versoening. Ons gaan nou by dit stil staan. That is, God has in Christ reconciled the world to himself, not imputing their trespasses to him, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, hier's die woord. Now then, we are ambassadors of Christ. Gesand is die woord ambassadeur. En ambassadeur het 'n werk in die wêreld. Come on. As jy 'n ambassadeur is daar verantwoordelikhede. Responsibilities is 'n mooi Engelse woord. En in my optrede maak saak. En as 'n ambassadeur moet ek mos stop buitekant toe wys dat ek verteenwoordig 'n sekere land. Kan ek gou 'n bietjie dieper gaan hier? So hy sê, die versoening van bediening. Die bediening van versoening, skus, of the ministry of reconciliation. Ons is versoen deur Christus Jesus. Almal gered hierson. Ek glo en vertrou as jy nie gered is, jy kan praat na die tyd met my dat jy hart en die lewe vir die Here kan hê. Wie weet toe die dag toe dit by jou gebeur het, dinge het verander. Is daar iemand wat saam met my is? Things have changed. Maar nou vra mense my, maar wat is my bediening? Ek weet nie wat my bediening is nie. Paulus skryf, elkeen het 'n bediening van versoening gekry. 'n bediening van versoening. En dit is vir my so hartseer om te dink dat mense in die kerk wil nie met mekaar versoen nie. Moenie nou amen sê nie. Mense is in die kerk. Maar een sit in die noorde en die ander een sit in die suide. En hulle moet net nie vir mekaar kyk nie. Daar's nie versoening meer in die kerk nie. Hoe is ons dan as ambassadeur van Christus? Ek het die bediening van versoening. Elkeen het die bediening van. Jy het 'n bediening om versoening te bring tussen families. 'n bediening van my vrou is altyd baie keer kwaad vir my. Sy sê, "Hoe moet jy altyd 'n vredemaker wees?" Ek sê, "Want die skrif sê so." Salig is die vredemakers daar buitekant. Ons het 'n bediening van versoening om mense by die Here uit te kry. Dis ons bediening. En ek gaan nie nou baie by dit stil staan nie, maar hy sê ek is 'n ambassadeur. Hy sê ons tree op as gesant of we are ambassadors of Christ. Ek is ambassadeur, met ander woorde, my handel, my wandel, my optrede, my woorde, my manier van besigheid doen op buitekant maak saak. Dit maak saak. Hoekom? Want mense hou dop. Die koninkryk van God kry skade soms omdat kinders van die Here verkeerd optree. Maar hier in die Weskaap is ons almal ambassadeurs. Net al by ons vandaan by Noordwes, ons is nie almal daar nie. Maar kan ek hierdie gou sê? Kyk, wil jy weet of almal ambassadeurs van die koninkryk is? Ry met Noordwes nommerplate in die Kaap rond. En maak 'n fout. En dan ry wat? Dan is die Christen visie nog op die bumper geplak. Man, oh man, doen jy so as jy wil sport sê, sit vir jou Noordwes nommerplaat op en ry in die dorp rond. Of op die highway. Die mense hou nie van Noordwes nie. Of iemand GP, ek meen as dit nog GP is nog erger, glo ek. Maar nie almal is ambassadeurs nie. Kom aan, my optrede as kind van God maak saak buitekant. Hoe ek die persoon agter die checker stil hanteer maak saak. Hoe ek die petroljoggie wat vir my petrol ingooi hanteer maak saak. Want ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God, halleluja, en nie net van enige hier jy plek nie, die hemele kyk na my en ek is sy ambassadeur. My optrede maak saak na buitekant toe. 'n ware verhaal het gebeur, jare terug met een van my dosente. Die pastoor het hom gevra, asseblief, die pastoor is weg op vakansie en hulle het 'n buitepastoor gekry. En die buitepastoor het gegaan en hy het nie geweet waar die kerk sit nie. Vroeg die môre voor GPS en padkaarte en so voort en die pastoor het verdwaal en hy het per ongeluk voor iemand gery. En die persoon het vir hom die tekens gewys wat uit die hel uitkom en lelik gepraat en tekens gegee vir die
pastoor en dit was baie sleg en hy het gesê sorry. En eventually toe die pastoor by die kerk kom en hy's bietjie laat, toe sê hy maar dis die prys no leier. Nee maar sant. Ek is ambassadeur van die koninkryk van God. My optrede maak saak. Ek wil dit sê vandag. Hoe ek optree maak saak vir die wêreld daar buitekant, want ek verteenwoordig Jesus Christus en die werk wat hy vir my kom doen het aan die kruis van Golgotha. Ek is ambassadeur. So wat is 'n ambassadeur? Ek wil 'n bietjie gaan kyk. Johannes skryf, ek wil eers dit sê Johannes 1:12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Is hier kinders van die Here vanmôre? So ons is kinders van die Here. Ek stem saam. Hy sê ek vermaan Efesiërs 4:1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, skryf Paulus, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Hy sê ons het nodig om waardig dit te wandel, dit wat God ons voor geroep het. So dit maak saak, kerk, hoe ek daar buitekant is. My gunsteling vers is die volgende. Filippense 3:20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So my burgerskap is nie, alhoewel ons ID-boekies het wat sê ek is 'n burger van Suid-Afrika, sê die woord van die Here, die dag toe jy tot bekering gekom het, het jou burgerskap verander. Ek is nou nie meer 'n burger van hierdie wêreld nie, my burgerskap is in die hemele. En as my burgerskap in die hemele is, moet ek begin optree soos 'n burger van die hemele. Ek wil verder in Engels sê nog mooi, for our citizenship is in heaven, from which we are eagerly waiting for the Savior, the Lord Jesus Christ. Wat is 'n ambassadeur? Wat is 'n gesant? Wat as jy dit gaan Google, gaan hy vir jou sê vanmôre wat 'n gesant is. En as ek wil hier in jou hart laat val vandag, dat as jy kan hierdie besef dat ek is 'n gesant van die koninkryk van God, weet jy dat daar is 'n sekere paar regte, sekere paar voordele wat jy en ek as gesantheid van die koninkryk van God. Wat is 'n gesant? Die hoogste amptenaar wat sy land by 'n vreemde land verteenwoordig. Dis wat 'n gesant is. En is dit nie so ons verteenwoordig wat? Ons verteenwoordig die hemel. Dis wat ons moet doen. Hy sê, Johannes 17:15 sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. So die Here skryf, hy sê, moet hulle nie wegneem nie, sê hy vir sy disippels, maar bewaar hulle van die bose. Hoekom? Want ek is 'n gesant, ek is ambassadeur, ek verteenwoordig die koninkryk van God. Johannes 17 sê, hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Man, hier's 'n vers, kerk. Ek is nie van hierdie wêreld. Jesus sê ek is nie, julle is ook nie van hierdie wêreld nie. So ek het vir jou nuus. Ons maak soms bymekaar waar mot en roes en diewe dit kan steel. Maar as ons skatte bymekaar maak wat in die hemel is, I don't care. Take the whole world, but just give me Jesus. Is dit nie so nie? Want ek worry nie wat in hierdie wêreld gebeur nie. My eindtyd is ek is 'n citizen van die hemele. Ek maak bymekaar wat in die hemel is. Dis 'n mind shift. Vir my as ambassadeur van die koninkryk. Hy sê verder, 'n ambassadeur, hy sê 'n diplomatieke agent van die hoogste rang wat by die buitelandse regering geakkrediteer is as die inwonende verteenwoordiger van sy of haar eie regering of aangestel is vir 'n spesiale en dikwels tydelike diplomatieke opdrag. Dis 'n mondvol. Maar toe ek hieroor dink, toe besef ek, wow, ek as kind van die Here is aangestel. Sê die woord van die Here nie, julle is die lig van die wêreld. Sê die woord van die Here nie, ons is die sout van hierdie wêreld. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ek is aangestel as 'n diplomaat, as wat? As 'n verteenwoordiger van die hemel. So hoe ek wandel, wat ek doen, hoe ek praat, maak saak. Ek love hierdie gedeelte waar hy gesê het, en aangestel is vir 'n spesiale en dikwels tydelike. Ons is net 'n tydelike opdrag. Ons is tydelik op hierdie aarde. Is ek reg? Ons is tydelik hier op aarde. En ons, Charles Spurgeon skryf die volgende woorde. Hy sê, death is the end of dying, not the end of living. Because the moment you die, that's when life begins. Dis wanneer lewe begin. Dis wat saak maak. Maar terwyl ek hier op aarde is, ek is ambassadeur, ek verteenwoordig, dink gou hier. Mag daar siele tot bekering kom in ons lewens. Hoekom? Want hulle sien hoe ons as ambassadeurs van die koninkryk van God opereer.
Toe ek in Hartswater gemeente was daar 'n Kongolees wat daar in ons dienste kom sit het. Sy naam was ou Ellie. En Ellie het nie 'n woord Afrikaans verstaan nie en net bietjie gebroke Engels. En eendag toe vra ek sê Ellie, why do you come and sit in services? Hoekom is jy hier? Hoekom kom sit jy? Hy sê vir die volgende, Pastor, if I can just be in the presence of the people, I can feel the presence of the Holy Spirit. En waar die Heilige Gees is, daar wil ek wees en ek wil in sy teenwoordigheid wees. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Halleluja. En omdat ek 'n tempel van die Heilige Gees is, my teenwoordigheid maak saak. Wanneer ek by mense kom, omdat ek die sout is van hierdie wêreld, moet my woorde ander mense dors maak vir die evangelie van Christus Jesus. Man, ek weet nie vir wie ek moet dit sê nie, maar jou werkers kyk op na jou as 'n ambassadeur. Ek dink ons het nodig, en ek sluit myself in om 'n maandagmôre te gaan verskoning vra, omdat ek die koninkryk van God nie verteenwoordig soos wat ek moet nie. Ek het nodig om te gaan sê, ek is jammer, want ek is ambassadeur van die koninkryk en nie van hierdie wêreld nie. Ek wil 'n bietjie verder gaan, ek het nog so baie. An ambassador is an important official who lives in a foreign country and represents his or her own country's interest there. Die interest, die belange, dis wat 'n diplomaat doen. Die belange van sy land verteenwoordigheid. En ek dink ons het op 'n plek gekom waar ons eie belange bo God se belange sit. As ek 'n ambassadeur is van die koninkryk van God, moet ek God se belange bo my eie belange sit, want ek verteenwoordig die koninkryk. Amen. Ambassadors is diplomate van die hoogste rang. Ek gaan daai netjie skiep, ek het die notas. Wanneer jy in die teenwoordigheid van 'n ambassadeur is, sê Google, is jy in die teenwoordigheid van die regering wat hulle verteenwoordig. Met ander woorde, as ek 'n ambassadeur is van die koninkryk van God, staan hulle in die teenwoordigheid van die koninkryk. En ek is hier om op niemand se tone te trap vanmôre nie. I'm starting with myself as an ambassador of the kingdom. My optrede, my woorde, my handel, my wandel, waar die tekkie die teerslaat môreoggend. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Kom aan. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk deur my. Dit help veel, ons sing dit. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, bly in my, en al hierdie liedjies lekker saam, maar ons leef dit nie daar buitekant nie. Ek is 'n ambassadeur en ek verteenwoordig die koninkryk van God. Halleluja. 'n Ambassadeur is deur 'n koning of 'n president aangestel, nie ingestem nie. So ons is aangestel deur die Here en deur sy woord en die werk wat aan die kruis van Golgotha gemaak is. Hy is in die land se belange. Hy stel belang in die land se belange, dit wat die wêreld doen. Ek wil gou hierdie sê. Ek is jammer as ek hierdie stories vertel, maar dit bring altyd so lewe vir my. Toe ek in Hartswater die pastoor was, bel die hoof my van die laerskool en hy sê asseblief, julle moet kom help. Daar is satanisme in die dorp. Nou as jy Hartswater ken, in die dorpe rondom was daar satanisme baie hoog gewees. En een van die kinders het groot moeilikheid in die skool gemaak, graad 5, standaard 5, wat is graad 7. Dogter het moeilikheid gemaak en ek het in die plek ingestap, in die kantoor ingekom en sy het daar gesit. En terwyl ek met haar praat, toe begin sy manifesteer en die demone begin te praat en sy sê vir my, sy sê sy is nie bang om in my teenwoordigheid te wees nie, want sy het die koninkryk van die duisternis gevra om haar te kom help. En ek sal dit nooit vergeet nie, ek het daar gestaan as 'n ambassadeur van die koninkryk van God. En all I said was this, ek sê, Here, ek staan as 'n ambassadeur van die koninkryk. Stuur die engele, stuur die Gees om ons te kom help. En in 'n oogwink toe raak sy mal. En in 'n oogwink toe hardop sy gekruip onder die tafel weg. En eventually toe sy vrygekom het weke daarna, vra ek, wat het daai dag gebeur? Sy sê, Pastor, that moment toe jy begin praat het, toe sien ek hoe die Heilige Gees sy engele kom en ek sien dinge in die Gees gebeur en regskuif. Want toe jy dit sê, toe sien ek 'n ander lig wat teenwoordig is, dit wat ek nie ken nie. Why? Because I am an ambassador of the kingdom of God.
en sy het vrygekom en hulle het klomp van hulle het vrygekom in daardie tydperk. Hoekom? Nie omdat ons so grand is nie, maar as ek 'n ambassadeur is van die koninkryk van God, maak dit saak hoe ek wandel, maak dit saak hoe ek buitekant opereer, maak dit saak wat se invloed in my lewe ingepomp word, want dit is nie gesond in ons lewens nie. Ek is ambassadeur, moet kyk na my lewe, want ek verteenwoordig Christus en die koninkryk. Ek wil verder gaan en daar's so baie wat ek kan oor 'n ambassadeur sê. Ek moet hierdie gee, dit het my geruk en ek gee dit vir jou. Mahatma Gandhi het geskryf, hy sê, I like their Christ, but I don't like their Christians. Kom aan, hoe opereer ons buitekant? Hoe lyk ons buitekant? My optrede maak saak as 'n ambassadeur. Daar is baie brand ambassadors daar buitekant. En ons het gepraat oor invloed en dit wat sosiale media het. Kan ek gou hierdie gee? Tiger Woods het so tyd terug, het hy groot moeilikheid gehad en hy was verlang het hy nie golf gespeel nie. Hy was Nike, 'n ambassadeur van Nike. Dit het Nike so baie skade gemaak en hulle het hulle sponsorship van hom onttrek en hy het oor $100 miljoen verloor per jaar as gevolg van sponsorship. 'n Brand ambassador wat droog gemaak het, kan ek sê, en dit Paulus skryf, hy sê, jy moet pas op dat jy nie ook val nie. Maar ons kyk hoe ons optree buitekant. Ek sien deesdae so baie pastore en predikante daar buitekant wat val. Ek wil vanmôre bid en sê, Here, asseblief hou my nederig, hou jou hand oor my lewe. I want to be and serve the kingdom of God, want die skade wat buitekant toe gemaak is groot. Neil Armstrong, almal wat fietsry sal weet, hy het $150 miljoen se sponsorships verloor as ambassadeur omdat hy droog gemaak het en later erken het. Ek dink dit aan Ronaldo. Hy het 660 miljoen volgelinge op Instagram. Hy het oor 1 biljoen in totaal in sosiale media, mense wat hom volg. Luister mooi, hy's 'n ambassadeur vir so baie plekke. Hy het in 2020 het hy hierdie ding gedoen by die Euro, by die advertensie. Het hy 2 Coke-botteltjies een kant toe geskuif en hy het gesê, ons drink net water. Dit het so impak gehad op Coca-Cola, in daai tydperk het hulle $4 biljoen in revenue verloor het. Net omdat 'n ambassadeur gesê het, ek drink eerder water en nie Coke nie. Nou hoeveel te meer, ons as kinders van die Here, wat die koninkryk van God verteenwoordig. Ek wil aangaan. Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, sê saam met my, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis hoekom ek hierdie mango het. Die vrug wat ek daar buitekant toe gee, maak saak. Amen? En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Ons het die vrug van die Heilige Gees nodig. Want dit wat ons daar buitekant toe gee, maak saak. Wat gee ons? Wat is die vrug in my lewe? Wat ek gee vir my vrou, my kinders, my werkers, die mense rondom my, my familie. Wat is die vrug wat as ambassadeur uit my lewe uitkom? Ek kan nie anders as ek tyd spandeer met die Heilige Gees in die fellowship of the Holy Spirit, laasweek se boodskap in die gemeenskap van die Heilige Gees, kan ek nie anders as om vrug te dra in my lewe nie. Help my. Ons het ongelukkig lewe in 'n tydperk van waar Netflix, Disney Plus, TikTok, social media, al die ander dinge se vrug in ons lewens opkom. En 7de traan, maar dankie, dis verby. Galasiërs skryf 5:16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit in die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel in die Gees. Sê saam met my asseblief, wandel in die Gees. Hierdie is 'n belangrike konsep wat Paulus vir ons skryf. Hy sê, wandel in die Gees. Dis moontlik om in die Gees te wandel en nie in die vlees nie. Hy sê verder, hy sê wandel in die vlees. Wandel in die Gees maak my nie beter as ander nie, dit maak my net beter. Dit maak my beter. I say, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Jy sal nie die begeerlikheid volbring van die vlees nie. As ons in die Gees begin wandel, sal ons nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Die vrug van die Gees kom natuurlik. Vrug wat ek na buitekant toe bring is natuurlik. Dit groei stadig, maar dit groei. Dis eers 'n bietjie 'n klein vruggie, maar later is dit bietjie suur. Maar voor ek myself kon kry, is dit vrug in my lewe wat opkom. The more time I spend, meer tyd ek in fellowship by die Heilige Gees is, sal die vrug in my lewe soet kom. Kom aan, weet al met iemand te doen gehad wie se vrug soet is.
wie se vriendelikheid gesien word, wie se blydskap gesien word, wat lankmoedigheid het. Moet weet al sulke mense gesien wat die vrug van die Gees is in hulle lewens sienbaar en tasbaar. Wie was al so? En kom aan, as jy saam met my, jy word gevoed deur daardie vrug in hulle lewens. Daai vrug voed ander. Dis hoe dit is. Dit kom natuurlik. The more time I spend here, the more fruit. 'n Nuwejaarsvoornemens is gewoonlik, ek wil hierdie jaar minder kwaad word. Jy gaan probeer tot jy blou is, want jy doen dit in jou vlees. Jy gaan aanhou probeer want jy doen dit uit die vlees uit. Kan ek vir jou sê, dit gaan natuurlik kom dat jy minder kwaad gaan word, hoe meer tyd jy hier spandeer. The more time you spend with the Holy Spirit en die woord van die Here, gaan dinge begin in jou lewe outomaties verander. Jou karakter gaan verander. Ek wil met die jong mense praat. Ek wil met die jong mense gou praat. Hier kom hier een vir julle. Nie hierheen nie, maar kom, hier is ons almal. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Kan ek sê die hartseer wat buitekant is? Jy sien nie meer die verskil tussen kind van God en die wêreld nie. Stap in restaurante in. Stap in plekke in. Sien nie meer die verskil in kinders van die Here en hierdie wêreld nie. My optrede maak saak. Ek het nodig om vrug te dra wat by my bekering pas. Ek gaan die Engels los. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Dis nie 'n appel nie. Hier is 'n verbeel jy maar dis 'n appel vanmôre. Dis eintlik 'n mango. Ek het net nie kon nie 'n appel kry vanmôre in die yskassie. 'n Appelhorlosie. Hierdie twee is vanmôre belangrik. Hierdie Apple Watch is 'n geskenk wat ek gekry het en hierdie verteenwoordig die wêreld daar buitekant en dit wat almal soek en almal soek die mooi en die hoe sou mens sê met die Apple Watch. Jy weet wat ek sê. Maar hierdie word nie gesoek meer nie. Die vrug word nie meer gesoek in ons lewens nie. In die wêreld wat ons vandag bly. Kan ek gou maar Marlentjie kom jy gou vorentoe vanmôre. Ek wil hê jy moet by my kom staan. Madeleine gee nie om hoeveel ek in tale spreek en bid by die kerk nie. Wat Madeleine omgee en voor belangrik is in haar lewe, is hoe ek met haar in Afrikaans praat. Madeleine gee nie om hoeveel hande ek lê op mense en vir mense bid nie. Wat vir Madeleine belangrik is, hoe ek by die huis, hoe sag ek haar by die huis hanteer. Madeleine gee nie om hoe die gawes van die Heilige Gees deur my lewe werk nie, by die kerk en daar buitekant nie. Wat vir Madeleine belangrik is, hoe voed my karakter haar? Hoe voed my menswees haar? Kom aan, kerk, ons moet dit regkry by die huis. En help ons kry dit reg by die kerk, ons moet dit regkry by die huis. Ek kan karasabanda en tale bid soveel as wat ek wil, maar in Afrikaans kan ek nie met my vrou mooi praat by die huis nie. Help my as ek verkeerd is. Hierdie is belangrik, kerk. Hoe ek by die huis met haar praat is belangrik. Ek kan die gawes deur my lewe hê en dis belangrik by die kerk. Maar my huis, hoe my karakter, my vrug voed haar by die huis. Ek is ambassadeur van die koninkryk nie net op 'n Sondagmôre nie, maar by die huis. Kan ek dit vanmôre sê? Sommige kinders wil niks met die koninkryk van God te doen hê nie, as gevolg van hoe pa en ma opereer by die huis. As ek ambassadeur is met my vrug, mense kan voed. En is jammer dat ons soms die suurlemoen van die lewe vir hulle voed. Ek het pastoorsvriende, pastoorskinders wat vriende is en sê ek wil met die koninkryk en die pastorie niks te doen het nie. Want my pa wat agter die kansel is nie die pa wat by die huis is nie. Ek is ambassadeur van die koninkryk van God. Ek moet vrug, nee, moenie weggaan nie. Ek moet vrug in haar lewe gee. Hier is nog meer belangrik. Kan ek hierdie sê, jong mense, moenie hierdie soek nie. Soek hierdie. Hoekom hou sommige huwelike net 6 maande?
Why? Hoekom hou huwelike nie baie lank nie? Want hier's die ding, I get fed up by you. Ek is fed up. Instead of you fed me. Your character feeds me. My karakter voed my. Hoekom? Dankie nou, jy gaan sit, maar eers. My karakter voed mense. Kan ek hierdie vanmôre sê, en ek sê dit met die grootste liefde. Baie keer man soek op buitekant, die vrouens met die perfekte postuur en die perfekte alles daar buitekant. Kan ek dit vanmôre sê, jy gaan nie langs 'n liggaam wakker word nie. Jy gaan langs 'n karakter wakker word. Want 6 maande down the line, kom jy agter, sy het eintlik 'n persoonlikheid soos 'n nat sigaretstompie. Jy kom later agter, hierdie is die werk nie vir my nie. Haar karakter het my nie gevoed nie. Ek kry geen vrug by hulle nie. Vrouens, nie hierdie gaan soek nie. Hierdie is tydelik. Vra eerder, is daar vrug wat my kan feed en my voed in 'n tyd wat ek dit nodig het. Wat jou karakter voed, jou buurman en jou vrou en jou familie. Dit kom natuurlik. Ons moet ophou werk om ons karakter te probeer verander. Tyd met die Heilige Gees verander jou karakter outomaties. Werk aan jou intimiteit met die Heilige Gees. Ek het nou my notas vooruit gehardloop. Hieraan sal julle almal, Marlyn, nou altyd klavier kom. Ekskuus, ek moes vir jou gesê het. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. As ons liefde onder mekaar het, kan ek vanmôre sê, mag daar een ding in ons harte vasval vanmôre. Wanneer ons by hierdie deure uitstap, dat ek is 'n ambassadeur van die koninkryk. My woorde, my handel, my wandel maak saak hoe ek mense hanteer. Dit maak saak hoe ek met mense handel daar buitekant. Die evangelie moet natuurlik uit my lewe uitstraal. Mense moet kan sien jy's 'n kind van die Here. Maar as jy nie 'n kind van die Here het, jy al met mense so te doen gehad, dat hulle so oorbol om jy sê, "Joh, ek wil net in jou teenwoordigheid wees." Want die invloed in jou lewe, in my lewe, en dit maak vir my so, ek wil net sit met jou. Kan jy dink toe Jesus met die 5000 mense en manne gesit het? 5000, hulle wou nie huis toe gaan nie. En dit wat uit Jesus se lewe uit gevloei het, hy wou net gehad het, hulle wou net bly, en hy wou hulle huis toe stuur, maar hulle wou nie. Want Jesus het gevoed. As ek 'n ambassadeur is van die koninkryk van God, en ek spandeer tyd hier, en tyd in gebed, gaan outomaties in my lewe vrug voortkom. Think about it, Ivan, dink hieroor. Man, dat jy gereeld na my toe moet kom, en ek na jou toe moet kom, en ons het vrug vir mekaar. Ek wil net van daai vrug hê. Ek wil net by jou, ek soek daai dit wat jy het, wil ek hê. Hoe jy mense hanteer maak vir my saak, ek hou jou dop. Ek kyk na jou hoe jy mense hanteer. En die wêreld hou ons dop met groot vergrootglas oë om te weet, is jy 'n kind van die Here of nie? En hulle kan gou sê, maar is jy nie 'n kind van die Here nie? Weet dit al gehad, die familie hou van daai kaart. Maar jy's mos 'n kind van die Here. Dit maak saak hoe ek buitekant toe handel. Maak saak hoe ek buitekant mense hanteer. Maak saak hoe ek met my vrou praat by die huis. Ek gaan gereeld, Quintus gaan gereeld na my familie toe. Gereeld sal ek na die Unite toe gaan, in Marlyn toe gaan na my familie en sê, dieselfde ou wat jy sien op 'n Sondagmôre agter die kansel, is hy dieselfde ou wat op 'n Woensdag aand in die huis is? Is hy dieselfde ou wat langs die braaivleisvuur staan? Is hy dieselfde? Ek gaan gereeld aanklop om seker te maak is dieselfde. Want ek kan nie anders te hier wees as wat ek by die huis is nie. Ek moet by 'n ambassadeur wees by die kerk, en ek is 'n ambassadeur by die huis. Ek moet ambassadeur wees vir my kinders, my vrou. Hoe ek hanteer my woorde maak saak, hoe ek met haar praat maak saak. Ek kan nie mooi kom preek agter die kansel, maar ek hanteer haar soos 'n niks in 'n vloerlap by die huis nie.
Dit maak saak. Why? Want ek verteenwoordig Jesus Christus en die werk aan die kruis en die koninkryk van God. Dit maak saak. Ek is ambassadeur van die koninkryk. En ek wil vanmôre met jou praat vanmôre. As jy sê ek tree aan as ambassadeur. Ek tree vanmôre aan as ambassadeur van die koninkryk van God. Wil ek jy moet op jou voete staan. Tree aan vanmôre. Tree aan vanmôre as ambassadeur. Tree aan vanmôre en sê ek gaan verteenwoordig die koninkryk van hier af vorentoe. Ek wil jy met jou oë sluit saam met my. En jou gebed vanmôre maak saak. Ek kan nie namens jou aantree nie. Kom aan, jy moet vanmôre gebed maak, bring na die Here toe. Sê Here, vanmôre kom ek na U toe en ek tree aan as ambassadeur van die koninkryk van God. Vergewe my vanmôre, Here, waar ek verkeerd gehandel het. Vergewe my vanmôre waar ek verkeerd geloop het. Vergewe my vanmôre waar ek die koninkryk van die Here misrepresent het, Here. Vergewe my vanmôre, Here, waar ek droog gemaak het. Vergewe my waar ek verkeerd was. Vergewe my vanmôre, Here, waar ek voor my familie en my gesin die koninkryk van God die verteenwoordigheid nie. Vergewe my, Here. Ek bid, Here, dat wanneer ons hier uitstap, ons almal Paulus se woorde sal hê, wat sê, volg my, soos ek vir Christus navolg. Volg my. Imitate me as I imitate Christ. Ek bid dit vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Vir elke ambassadeur vanmôre wat hier aantree. Elkeen vanmôre wat aantree as ambassadeurs. Bid ek, Here, dat die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22, in ons lewens tasbaar sal wees. En ons op ons besoppend sal wees, hoe ek buitekant handel en wandel. Ons vra dit vandag, Here, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Ek wil dit so vra, mag ek gou dit doen? As jou familie by jou is, paas, maas, gee jou familie 'n druk. Kom aan, gee iemand 'n drukkie. Family, hug mekaar. As jy alleen is, moet jy alleen staan, kry iemand om te druk. Gee iemand 'n drukkie vir 'n rukkie. En sê ek is jammer as ek verkeerd gehandel het. I'm sorry. Maar ek is ambassadeur van die koninkryk van God. Mag die Here julle elkeen seën. Amen. Ek kan die sitplek neem. Pastor Adri, jy kan so lank vorentoe kom. Vanaand gaan ek met nie gesels oor die invloed van die wêreld buitekant, die agenda. Die agenda van die wêreld en die invloed wat dit ons op kinders van die Here het. Vanaand spesifiek gaan ek daarop fokus. Ek gaan nie lank daarop fokus nie, want ek wil met u kom praat oor die 21